hartlike goeiemôre, goeiedag van waar julle ook al kyk. Dis heerlik om weer saam met julle te kuier. Van my Ansie Smit. Van my Yvonne, goeiedag. Ons gesels vandag 'n bietjie oor die vaderfiguur in ons huise. Kom ons kyk 'n bietjie eers na die statistieke. In Suid-Afrika lewe meer as 60% van kinders sonder hulle biologiese vaders. Dis 'n groot sosiale krisis. En volgens die nuusberigte, studies op YouTube, data toon dat 40 tot 42% van kinders slegs by hulle moeders woon, terwyl 18,8% sonder enige ouer woon, wat dikwels lei tot verhoogde risiko van armoede, emosionele uitdagings en gedragsprobleme. So kom ons gesels vandag 'n bietjie oor hierdie baie belangrike onderwerp. Oral rondom ons in hierdie wêreld is daar orde en strukture. Ons aanbid 'n God van orde en gaan kyk 'n bietjie weer in Genesis hoe God alles volgens orde geskaap het. Daarom behoort dit ook so in ons huisgesinne te wees. Daar moet goddelike orde wees en dis die eerste geleentheid waar ons kinders werklik leer wat strukture en orde in die wêreld is. As ons 'n bietjie gaan kyk in die Bybelse konteks, wat die vaderfiguur is dit hy noodsaaklik en ontwerp om die karakter van God te weerspieël. Dis die kind se eerste leerskool of eerste ontmoeting met 'n vader. So dis 'n baie belangrike taak. Die vader tree op as karakter van God. Hy tree op as 'n primêre geestelike leier. Hy's 'n voorsiener, hy's 'n beskermer en hy's ook 'n mentor binne die huishouding. Bybelse vaderskap fokus op die diensbaarheid eerder as oorheersing, met die doel om 'n nalatenskap van geloof vir die toekomstige geslagte te bou, deur oor te dra 'n doelbewuste disippelskap. Baie hedendaagse vaders wat ons vandag sien, vergeet van die opdrag om 'n geestelike leier in sy huis te wees en ook om die geloof oor te dra op ons volgende generasie. Ja, waarom is vader so belangrik? Die opdrag vir vaders is God se opdrag en om te doen wat God gedoen het. So hoe kan 'n kind 'n verhouding hê met 'n hemelse vader as hy nie daardie opdrag of verhouding met sy aardse vader het nie? 'n kombinasie van verantwoordelikheid om God se woord te leer en sy kinders op te voed in die vrese van God. Dit is 'n absolute opdrag van God. Ouers se eerste prioriteit moenie net finansiële ondersteuning wees nie. Ek koop alles wat my kind wil hê. Nee, dit is nie wat die woord van die Here ons leer nie. Soveel keer sien ons verhaaltjies waar 'n kind vra, hoeveel kry papa 'n uur by die werk, want ek sal graag 'n uur van papa se tyd wil betaal, dat papa 'n bietjie met my kan speel, dat papa 'n bietjie aan my kan aandag gee. So, meeste van ons mense sal saamstem dat die swak skakel in ons jeug absoluut is in die afwesigheid van vaders en die verbrokkeling van die gesin. Dissipline is die ander oorsaak. Maar ons wat soms werk met kindertjies, wanneer ons voor 'n klas staan en ons praat met die kinders, sien jy baie keer die hartseer in 'n gesiggie van 'n vader wat nie betrokke is in 'n gesin nie. Baie keer sien ons dat die dissiplineprobleem wat daar is absoluut as gevolg van 'n gebrek van die vaderfiguur. En mamas moet werk om die pot aan die kook te hou. So daar is nie meer die dissipline nie in 'n huis wat dit moet wees. En een van die geskenke en soms baie hartseer van ouer word, is om die klein seëninge van ons jeug te erken en te besef dat baie van die dinge wat jy dikwels as vanselfsprekend aanvaar het, skatte was wat ander wens hulle het geken. Kom ons kyk 'n bietjie na die vaderfiguur in die Bybelse konteks. Hy moet 'n geestelike leier wees en ook 'n onderwyser. Hy moet leiding en aanbidding. Vaders word geroep om die geestelike leiers van hulle huise te wees. Soos Yvonne net nou gesê het, baie keer gee die papa net geld en daar's nie tyd. Hy doen ook nie sy geestelike plig nie. So die vader moet werklik die leierskap, die geestelike leierskap figuur inneem.
Hy moet inisiatief neem om God se woord te onderrig, eerder as om disipelskap uit die kerk uit te kontrakteer. Baie keer hoor ons van papa's huisgesinne wat sê met die kerk moet hulle kinders dit leer. Nee, dis nie wat die woord van God sê nie. Geestelike aanbidding moet by die huis begin. Kom ons kyk 'n bietjie Deuteronomium 6, die beginsel. Vaders is getaak om hulle kinders ywerig in God se gebooie te onderrig, deur daaglikse gesprekke, gebed en konsekwente voorbeelde van geloof. Hier sien ons hoe belangrik dit is dat 'n kind 'n voorbeeld sien van 'n pappa wat Bybel lees, van 'n pappa wat op sy knieë gaan, van 'n pappa wat aanbid. So dis belangrik om hierdie voorbeeld te stel dan vir jou kinders. 'n Vesting van 'n godvrugtige huishouding. Soortgelyk aan Josua moet vaders verklaar dat hulle die Here sal dien, saam met huisgesinne, en dat die Here 'n sterk fondasie sal wees vir die hele huisgesin se geestelike bou. Hy moet 'n onderwyser wees om kinders groot te maak, om die Here lief te hê. Is nie die kerk of die skool se primêre verantwoordelikheid nie. Dit begin by die huis. Dis die ouers se plig om jou kinders op te voed in die vrese van God. So as ons kyk na nog meer Bybelse riglyne, die sosioloog Dr. Paul Amato van Pennsylvania, die universiteit, het ouer kinders verhoudings bestudeer en hy het gesê, vaders en moeders is kinders se belangrikste onderwysers. Vaders kan hulle self afvra, wat leer my kinders by my? Oor die lewe in die algemeen, oor die moraliteit, oor hoe gesinslewe mekaar moet behandel, oor verhoudings. Kinders hou elke dag vir mamma en pappa dop om te sien, en dis ook waar hulle respek vir mekaar leer. Ja, kyk maar, 'n klein kindjie mimiek eintlik sy mamma of sy pappa. Dit wat pappa sê, sê hy. Daarom is dit so belangrik, veral in 'n kind se eerste 7 jaar van sy lewe, dat daar 'n stewige fondasie sal wees met 'n vader teenwoordig. Ons weet daar is gevalle in geval van dood, wat die vader van die gesin af weggeskeer word. Maar ons praat hier van vaders wat nog leef in kinders se lewe. Daarom wil ons julle aanmoedig, vader, wees absoluut betrokke by jou kind. Jy is die spieël van jou kind, want dit wat jou kind sien, gaan hy doen. Dit wat jy praat, gaan hy doen. So moenie 'n kind wil pak gee as hy 'n paar lelike woorde sê, maar jy sê dit nie. Daarom is dit so belangrik, jy leer die kind wat reg is. Onthou, 'n kind kyk op na sy pa toe, net soos wat ons na ons Hemelvader kyk, kyk hy op na jou toe. En dit wat jy doen, sal hy dan aanvaar is reg. Kom ons kyk bietjie na 'n paar verse in die Bybel rondom die belangrike rol van 'n vader. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet jy in jou hart wees. Jy moet dit jou kinders inlig en daaroor spreek wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op die pad is en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Deuteronomium 6 vers 6 tot 7. Vers 6 tot 7. So daarom is dit belangrik, dit wat jy sê, praat gedurig deur met jou kind, moenie dat die verhouding van 'n pa en sy kind en met God so ver verwyderd is nie. Daarom is dit belangrik, ons sien, die kerk is dit vol van vrouens, en die man bly by die huis. Vader, hoe gaan jou kind 'n hemelse verhouding hê met die hemelse Vader, as jy as pappa in die huis nie hierdie voorbeeld stel nie. Genesis 18 vers 19 in die New International Version sê, want ek het hom verkies, sodat hy sy kinders en sy huis na hom kan lei, om die weg van die Here te hou, deur te doen wat reg en regverdig is, sodat die Here vir Abraham kan doen wat hy hom beloof het. Spreuke 22 vers 6 sê, oefen 'n kind volgens die weg wat hy moet gaan. Selfs as hy oud is, sal hy daarvan nie afwyk nie. Dis weer wat ons sê, leer 'n kind van kleins af, as jy hom die regte waarde leer, die regte leierskap wees, die regte dissipline, sal hy nie daarvan afwyk nie. Spreuke 13:24 sê, wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie. As hy hom lief het, sal hy hom straf. Ons sê nie pappa slaan die kind dood nie. Ons sê nie mishandel die kind nie, maar tug wanneer tugtiging daar moet wees.
wanneer jy 'n kind lelik praat met iemand anders, dan moenie daaroor lag nie. Want daardie kind sal groot word om te dink dit is reg so. 1 Tessalonisense 2 vers 11 tot 12 sê, want julle weet mos hoe ons, soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en julle aanmoedig en julle beveel het om te wandel op 'n manier wat God waardig is, want julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Spreuke 1 vers 8 tot 9 sê, my seun, luister na die tug van jou vader en moenie die onderwysing van jou moeder verwerp nie, want dit is 'n lieflike krans vir jou hoof en 'n sierlike sieraad vir jou hals. Wat hang om jou kind se nek? Wat se hals het hy om sy nek? Wat se bordjie word hy mee gelabel? Word hy gelabel as die kind wat respek het, eerbiedig is teenoor sy ouders, teenoor sy mede-boeties en sissies, deur sy bure, sy onderwysers? Daai is belangrik, want kyk maar hoe 'n kind soms onderwysers in die skool behandel, is hoe die ouer, die pa gewoonlik die ma in die huis behandel. Hy dien as 'n rolmodel. Elke pa is 'n rolmodel, dis presies wat ek nou julle paar minute sê. Dit wat die pa doen, is die kinders volg, en jy hoef nie 'n lang ouerskap te doen om te besef dat die frase doen soos ek sê en doen soos ek doen nie selde so voorkom. Kinders, of hulle oud of jonk is, hou aan, kyk en leer. Jy leer met jou woorde, maar jy praat met jou dade. Selfs nou leer ek by my pa, soos my ouers ouer word, wys hy my steeds hoe onvoorwaardelike liefde in 'n huwelik lyk. As pappa en mamma liefde teenoor mekaar betoon en pappa vir mamma lief is en mamma, onthou dit is een van die huweliksbeloftes waar die man beloof om die vrou lief te hê soos Christus die kerk lief het en andersom. So dit is hoe 'n huwelik lyk en dit is hoe die kinders met mekaar sal wees. Hy herinner my daaraan dat God altyd met ons is op die groot maniere terwyl ons hom prys vir genesing, maar ook op die kleinste maniere, so 'n perfek geïntimeerde telefoonoproep in 'n oomblik van nood. Ja, kom ons kyk nog 'n bietjie wat sê die Bybel, Spreuke 20:7, die regverdige wat in sy opregtheid wandel, gelukkig is sy kinders na hom. Romeine 2:12 tot 24, jy wat aan ander leer jy jouself nie, terwyl jy preek teen diefstal, steel jy? Jy wat sê dat 'n mens nie egbreek mag pleeg nie, pleeg jy egbreek? Jy wat afgode verafskie, roof jy tempels? Jy wat in die wet spog, onteer God deur die wet te oortree, want soos daar geskrywe is, die naam van God word onder die heidene gelaster as gevolg van julle. Titus 2:7 tot 8, wees in alles 'n voorbeeld van goeie werke, en in die leer toon jy opregtheid, waardigheid en 'n gesonde woord wat nie veroordeel kan word nie, sodat die teenstander beskaamd kan word en niks slegs oor ons kan sê nie. 1 Korintiërs 16 vers 13, wees waaksaam, staan vas in die geloof, tree manlik op, wees sterk. Weerspieël jy werklik God die Vader? Dis 'n vraag wat elke pappa, elke vader homself moet aanvra. Wie weerspieël ek? Jy moet God se natuur ken, jy moet God se natuur verstaan, want dikwels kan ons sien die vader se verhouding met sy kinders. Dis die eerste vroeë konsep wat 'n kind leer van 'n vaderfiguur. En baie keer kan hy nie 'n liefdevolle God aanvaar, of hy's kwaad, of hy's verbitterd, want hy vergelyk die liefdevolle God met sy aardse vader. Sy aardse vader het hom te nagekom, het hom seer gemaak, het hom kwaad gemaak, en dan kan hierdie kind nie begryp so maklik dat ons 'n God van liefde aanbid nie, want hierdie aardse vader het nooit vir hom God se liefde gewys nie. Weerspieël jy werklik Christus se liefde? Vaders word opdrag gegee, soos Yvonne gesê het, om hulle kinders en hulle vrouens met 'n opofferende liefde te hê. Christus se liefde vir die kerk modelleer dit vir ons.
en ons moet ons gesinne met genade en waarheid koester. So Vader, vra elke dag vir jouself af, hoe lyk my spieël? Wie weerspieël ek? En probeer om werklik God se natuur, God se beeld te weerspieël aan jou kinders. En ons wil vir elke pappa daarby te sê, as jy tot nou toe kort gekom het, kort geskiet het, verkeerd gedoen het, omdat jy dalk 'n pappa gehad het wat afwesig was, omdat jy dalk 'n pappa gehad het wat nie hierdie rolmodel was nie, is dit nog nie te laat nie. Onthou Hemelvader sê, hy staan by die deur en hy klop. En as jy oopmaak, sal hy inkom en maaltyd met jou hou. Met ander woorde, hy sal vir jou leer, hy sal jou onderrig en jou leer. Dis nog nie te laat nie, pappa. Ons wil vir jou aanmoedig, wees asseblief betrokke in jou kind, want u is ook die beskerming van die huis, net soos God die Vader die beskerming van ons is. Waak die negatiewe invloede. Vaders word geroep om sterk beskermers van hul gesin se geestelike en emosionele welstand te wees, om teen wêreldse invloede te waak en hulle kinders se reinheid en geloof te beskerm. Daar buite is so 'n groot negatiewe invloede. Kinders wat in satanisme betrokke raak, kinders wat in dwelms verslaaf en bende, en dan kan hulle nie hier uitkom nie. Dis is jou plig, pappa, om jou kind te beskerm en met jou kind te praat. Onthou, as jy sien jou kinders doen hierdie verkeerde dinge en jy praat met hulle, nie gaan hulle maar dit aanvaar, is reg. So ons wil julle motiveer. Al bly jy en mamma nie meer saam nie, nog steeds moet jy daardie rol van vader inneem en sê, my seun, kom ons sit 'n bietjie, kom ons gesels 'n bietjie oor dit. Kom ek wys vir jou wat gebeur met kinders wat hierdie verkeerde pad is. 'n Rol voorbidding, soortgelyk aan Job, moet vaders in die gaping staan, bid en voorbidding doen. Ons moet daagliks vir ons kinders bid. Ons kan nie laat die kinders alleen in die wêreld staan sonder dat ons vir hulle bid en dat ons Jesus se bloed oor hulle kan pleit nie. 'n Vader dissiplineer. Hierdie een verdien ek eintlik 'n kwalifikasie. Dissipline het dikwels 'n negatiewe konnotasie. Goddelike dissipline word egter in liefde gegee vir teregwysing en opleiding om te lei en te beskerm. Liefdevolle dissiplinêre beampte, nie toring uitlok nie. So moenie daardie pa wees wat die Bybel, die Afrikaanse ou vertaling sê, moenie jou kinders terg laat hulle moedeloos word nie. Maar dit het baie ander betekenisse ook. Opleiding in geregtigheid. Vaders is verantwoordelik vir dissipline en lei kinders op die regte pad. Gaan lees gerus Spreuke 22 vers 6. Maar hulle word beveel om dit met liefde, sensitiwiteit en geduld te doen. Daarom het ek vroeër ook gesê, as jou kind iets verkeerd doen, moenie hom verskree nie. Gesels rustig met die kind, sê, dit wat jy nou gedoen het, is nie reg nie, oor hierdie rede. Moenie net vir 'n kind sê, stop dit, wou dit nie doen nie, ek gaan vir jou pak gee nie. Hy weet dalk nie wat het hy nou verkeerd gedoen nie, dan doen hy dit weer en dan kry hy pak, want jy as pappa of selfs in 'n moedergeslag het dit nou nie verduidelik nie. Spreuke 13:24 sê, wie sy seun nie straf nie, het hom nie lief nie. As hy hom lief het, sal hy hom straf. Bybelse opdrag om kinders te tug, maar onthou dat dit gesag is wat die Here in genade is en wat in liefde uitgeoefen word, presies soos wat ek dit nou gesê het. Papa, moenie jou kind hierdie gesig klap nie, moenie hom met die vuis slaan nie, dit is nie wat God wil hê nie, dit is mishandeling. Die Here wil hê jy met jou kind tugtig met lief. Ek het in 'n huis groot geword waar my pa ons nooit geslaan het nie, maar ons was baie bang vir hom gewees, ons het baie respek vir hom gehad, want hy het ons met die regte liefde getug, en hy het vir ons het geweet, die verskil tussen reg en verkeerd. Vir my verbittering, Kolossense 3 vers 21 waarsku vaders om nie hulle kinders tot woede uit te lok nie en verseker dat dissipline volwassenheid eerder as wrok bevorder. Ja, kom ons kyk nog 'n bietjie na voorbeelde. Efesiërs 6 vers 4. Vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die dissipline en die onderrig van die Here, soos Yvonne gesê het.
As jou kind iets verkeerd gedoen het en jy is baie ontstel, vat 5 of 10 minute, 'n paar minute nie, en raak net rustig. Want ons sien dat die pappa en die mamma so ontstel, hulle verskree die kind of hulle tree oorhaastig op en slaan met die vuis of met geweld. Raak net rustig en dan kan jy die probleem of die situasie aanspreek. Wie kennis het, gebruik woorde met selfbeheersing en wie insig het, is kalm. Spreuke 17:27. My seun, moenie die dissipline van die Here verag nie, en moenie jou van sy teregwysing steur nie, want die Here bestraf hom wat hy liefhet, soos 'n vader die seun in wie hy welbehaag het. Spreuke 3 vers 11-12. Hy is lief vir sy kinders en ook vir hulle moeder. 1 Korintiërs 16:14. Laat alles wat julle in liefde doen, in liefde geskied. Dit is die motivering wat ons moet hê. En dis ook hoe jy jou huisgesin 'n sterk, impakvolle verhouding en dan die fondasie gaan lê van jou huisgesin. As jy hierdie tigtiging in liefde doen, in mooi, in 'n sagte, kalm gees. So kom ons kyk ook na volgende Bybelverse oor 'n vader. Ons almal is bekend met 1 Korintiërs 13. Alles wat jy doen, moet jy in liefde doen. Ook die tigtiging, ook hoe jy jou vrou behandel, jou kinders behandel. So al spreek ek in die tale van mense of van engele, maar ek het nie die liefde nie, dan is ek maar net 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal. Al het ek die gawe van profesie en al die geheimenisse en al die kennis en al het ek al die geloof wat berge kan versit, maar ek het nie die liefde nie, dan het ek niks. Al gee ek al my besittings aan die armes, al gee ek my liggaam oor aan verdrukking, sodat ek kan spog, maar ek het nie die liefde nie, dan baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, dit spog nie, dit is nie trots nie, dit doen nie oneer aan ander mense nie, dit is nie selfsugtig nie, dit word nie maklik kwaad nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, die liefde is nie bly oor die kwaad nie, maar is bly oor die waarheid. Dit beskerm altyd, dit vertrou altyd, dit hoop altyd, dit volhard altyd. Die liefde val nooit nie. En nou bly hierdie 3 oor, geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Ja, in die Daily artikel deur John Dennison het hy 'n aanhaling deur skrywer John Bloom ingesluit wat sê die liefdevolste ding wat ons vir 'n ander kan doen is om God meer lief te hê as wat hulle ons lief het. Want as ons God die meeste lief het, sal ons ander die beste lief hê. En dis die sleutel om ander goed lief te hê, begin deur eers God te soek. Ons gaan hier vandag eindig. Ons wil graag met julle volgende week weer oor hierdie gesprek van die Vader vergeer gesels, want ons kom agter, soos wat ons werk met jeug, soos ons werk met klein kinders, het ek al soveel keer gewens, ek kan net elke pappa net ook in die hande kry en met hulle gesels, sodat ons net weer die orde herstel. Onthou is die orde, is God die Vader, is die Vader, die man, die vrou en die kinders. Nou, as hier ontbreek, dan sien ons nou hierdie skakel werk nie lekker nou saam nie. So dit is hoekom ons gevoel het, dit is absoluut belangrik dat ons deur die Heilige Gees gedryf word om oor hierdie onderwerp te gesels. Aansien die vandagse versoeke. Ja, daar's baie versoeke vir genesings. Dan is daar ook vertroosting vir geliefdes wat in dood afgestaan is. Dan is daar ook anoniem vir 'n boedel wat verkoop is onwettig, dat hulle die boedel sal terugkry, en dan ook vir werksomstandighede. Yvonne, as jy vir sal afsluit asseblief. Ons Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om net weer vandag voor U te kan kom. Here, ons eer U as ons hemelse Vader. Dankie dat ons na U toe kan opkyk. Here, ek bid dat U vandag in elke vader hart sal werk, Here. Hulle wat dalk nie hulle plek vol staan as die Vader vergeer in hulle huishouding
met hulle kinders nie, dat U vandag, Here, in elkeen se harte sal werk, dat U deur die Heilige Gees, Here, elkeen sal lei om daardie titel op te neem en waardig te staan as sy vader van die huis. Vader, hulle bely, ek bid dat elkeen sal bely waar hulle kort gekom het, sodat U hulle sal vergewe, Here, sodat die huishouding herstel kan word. Vader, ek bid vir elke versoek, Here. Ek bid vir geregtigheid, Here. Ek bid, Here, dat daardie persone wat daardie diefstal gedoen het, Here, dat U in hulle harte sal werk, Here, dat hierdie dinge net weer tot reg sal geskied, Here, sodat hulle wat agtergebly het nie, Here, swaar kry as gevolg van 'n ander persoon se verkeerde dade nie, Here. Vader, ons bid vir genesing, Here. Ons bid, Here, dat U vir elkeen, Here, wat na U toe roep, dat U hulle sal hoor en dat U hulle sal antwoord, Here. Want Here, U woord sê, wanneer ons vra, moet ons reeds die antwoord verwag. So daarom kyk ons saam met elkeen uit vir hierdie antwoord en ons eer U. Vader, U kom toe, die eer, die lof en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, totsiens, tot 'n volgende keer.